Goeiemôre aan almal. Dit bly 'n wonderlike voorreg om saam met medegelowiges die Here se aangesig te soek. En ek is seker daarvan dat u vandag 'n boodskap sal kry. En is die begeerte van my hart dat jy jou sal oopstel vir die Heilige Gees, nie wat mense vir jou wil sê of wat mense leringe vir jou wil sê nie, maar wat God vir jou wil sê uit sy woord. En God praat met ons primêr deur sy woord. So die woord is alreeds sy geopenbaarde wil. Natuurlik kan hy vir jou meer openbaar. Maar dan moet ons begin by sy alreeds geopenbaarde wil. En stel jou maar in vandag oop vir die Heilige Gees. Luister wat die Gees vir jou wil sê. En ek kan jou waarborg, jy gaan nie dieselfde uitloop as wat jy ingeloop het nie. Die vers wat ons reeds gelees het, is dan die sleutelvers wat sê, maar aan al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. En die vers kom uit Romeine uit. Nou, hierdie vers op sigself is 'n hele boodskap op sy eie. Maar vir ons, wat ons nou sit, ons het gesing, te wees soos Jesus. As dit nie gaan oor hom, en oor Jesus Christus alleen nie, dan is alles ter vergeefs. So, ek wil vir u sê, dames en here, broers en susters, ons leef in 'n tyd, en ons gaan vandag uit die woord uit kyk, hoe moet ons in hierdie tyd wat ons leef, ook voorbereid wees. En ons gaan so 'n bietjie gedeelte lees uit die Bybel uit, en jy kan in jou hart jou opweeg, waar staan jy ten opsigte van dit wat Jesus self gesê het? Nommer 1, in 'n gemeente en in 'n samekoms soos vandag van gelowiges, in jou huis, daar waar jy dalk 'n pa en 'n ouer is, of daar waar jy dalk kinders is, en ook in jou persoonlike lewe. Vergelyk bietjie wat die woord sê. Wanneer kan jy in oorwinning lewe? Wanneer is jy meer as 'n oorwinnaar? En ons gaan daarby kom. So oral waar ons vandag heen gaan en oral waar jy beweeg en enigiets wat jy lees, hoor jy hierdie negatiewe berigte. En dan moet ons eerlik vir mekaar sê, daar is geweldige verwarring vandag in die geestesriem, selfs onder Christene. Beteken nie jy is reg op pad hel toe nie, as jou saak reg is, kan jy maar verwar word. Ons is mense, natuurlik kan ons verwar word. En ons kan ook geestelik moeg word. Tot Jesus het moeg geword, omdat hy in 'n liggaam was, in 'n menslike liggaam ook was. Hy was God natuurlik, maar hy was ook mens. So ons kan geestelik ook moeg word. Kom ons meet onsself vandag aan die woord en kyk, wat moet ons doen as hierdie te veel word? Want as ons hoor, dan hoor ons van kerke wat toemaak. Kerke wat mense nie meer wil besoek nie. Of ons hoor van geloof wat afgewater word. En waar die waarheid verruil word vir gemak en vir voorspoed. Dit merk ons net meer en meer in die dag waarin ons lewe. En in 'n wêreld wat al hoe vyhandiger word teenoor die wat vashou en vasstaan in die evangelie van Christus, wat vashou aan die woord met geloof en waarheid. Die vyandskap word groter, want hoekom? Want die vyand weet dat sy tyd min is, en hy loop rond soos 'n brullende leeu. Gelukkig is hy nie 'n brullende leeu nie, het jy al opgemerk? Die vers sê nie, hy is 'n brullende leeu nie. Hy is soos 'n brullende leeu. Hy naap God. Hy naap God in dit wat hy doen. So ons leef in daai wêreld. En dan as ons nou in hierdie wêreld leef, en jy vra nou vir jouself vandag 'n vraag, in baie van ons harte kom hierdie vraag dan op, so baie kere, en dit is 'n eerlike vraag, wat ons nou maar vandag vir mekaar kan vra. En jy vra dit dalk net in 'n ander woord. Maar die vraag wat jy vandag vra is dit nog moontlik? In vandag se tyd, om in oorwinning te leef? Is dit nog moontlik om vandag in oorwinning deur Jesus Christus te leef? En ek dink ons kan die meeste van ons daaglikse dagtake
kan ons amper sê, ons weet nie, dit is moeilik, in dit wat jy doen, en dit wat gesê word. Maar dan kom die antwoord vanmôre na ons toe uit die boord uit. En die antwoord is beslis, ja, ons kan nog in oorwinning leef. Elkeen van ons, mits jy natuurlik in Christus is. So jy kan in oorwinning leef. Maar daar's 'n groot maar nie deur jouself nie. Net deur Jesus Christus. Te wees soos Jesus het ons gesing, as jy op jouself vertrou en op jou eie insig te steun, gaan jy beslis klaaglik misluk. So die woord vandag kom vir ons om te sê, ons kan in oorwinning leef, maar nie deur jou eie krag en deur jou eie sterkte en deur jou eie insigte nie. Kom ons sluit die oë en ons vra vir die Here om vandag vir ons hierdie boodskap te openbaar. Ons wonderlike hemelse Vader, ons kom vandag na U toe, Here, in diepe afhanklikheid. En ons wil kom verklaar, Here, dat ons geheel en al van U afhanklik is. Vader, ons kan nie die volgende asem teeg sonder U gaan, Here. U is die begin, U is die einde, U is alles. Ons vra, Here, dat U vandag vir ons sal kom besoek, Here. En dankie dat ons kan weet dat daar in U geen duisternis is nie. En dankie, Here, dat U die Vader van die lig is. En dat ons rede het, Here, om meer as oorwinnaars te lewe. Here, dankie dat ons kan lewe meer as oorwinnaars, nie in ons eie selfvertroue en ons selfvermoë nie, Here. Maar, Here, in nederigheid en in afhanklikheid van U. Vader, ons vra, Here, dat U elkeen van ons sal kom besoek vandag, deur die Gees, en sal U deur die Gees, Here, waar nodig vir ons kom vermaan, Here, en vir ons kom leer, om meer soos Jesus te wees. Amen. Ons gaan kyk vandag, soos ons reeds gesê het, wat sê die woord, en ons gaan vandag 'n skrifgedeelte lees uit Openbaring 3. Openbaring 3, vanaf die 7de versie. Terwyl jy soek, gaan ek jy net sê, wat vandag se beplanning is, soos die Gees op ons hart gelê het. Ons gaan hierdie gedeelte lees, dan gaan ons kyk na 'n brief wat geskryf is, aan 'n gemeente. En ons gaan kyk, hoe lyk 'n gemeente wat oorwin? Hoe lyk 'n gesin wat oorwin? En hoe lyk 'n persoon wat oorwin? En as ek nou sê oorwin, wil ek nou nie heeltyd sê, dis nie in jou eie nie, dis in Jesus Christus. Ons moet dit die eerste plek verstaan. Dit gaan in Christus. So ons gaan ons vandag meet, en natuurlik as jy meer wil weet oor Openbaring, kan jy nie vanaand se woordstudie misloop nie. Ons gaan vandag 'n vergelyking maak. Jy kan in jou eie gemoed, maar ons gaan vandag kyk, hoe lyk dit as jy oorwin? Wat sê Jesus self vir jou? Openbaring 3 vanaf vers 7. En dit is dan natuurlik die 6ste brief wat geskryf is deur die apostel Johannes op pad na die eiland, en hy het neergeskryf soos wat dit vir hom gesê is. Ek skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoges van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, en die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin,
ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Ook vandag, net tot sover, ook vandag, wie oor het, laat hom hoor, hoe kan ons nog in oorwinning staan? Ek gaan begin om vir julle te vertel van 'n verhaal. Van 'n verhaal van 'n jong visserman wat in 'n vissersdorpie gebly het 'n hele tydperk gelede. En hy het in hierdie kusdorpie groot geword om vis te vang. Oupa Grootjie het dit gedoen, oupa het dit gedoen, pa het gedoen en hy het dit gedoen. So hierdie man het die see geken. Hulle het die kalm dae en die mooi see geken. Maar hulle het ook die woeste, stormagtige see geken. Hulle was ervare vissermanne. En een aand het hierdie een visserman alleenig op sy skei uitgegaan en sy nette uitgegooi. Dit was rustig, windloos, heel waarskynlik met volmaan, en dit was eintlik 'n mooi aand gewees om te gaan visvang, soos wat dit die gewoonte was. En een aand toe hy uitgaan en sy nette uitgooi, het die weer skielik opgekom. Hy het hom dalk iets wat misgis met 'n voorspelling van weer, en hy het in 'n verskriklike storm beland. En die wind het net meer geword, amper so Saterdag aand. Daar was ook geen weervoorspelling volgens my vir Saterdag aand nie. Amper so iets het gebeur, en natuurlik kan dit gebeur. En die golwe het sy klein bootjie of skytjie heen en weer gegooi. En hierdie persoon was heeltemal oorweldig deur hierdie storm en hierdie see, en hy was nog alleenig ook in die skei. Naderhand het hierdie storms van hierdie see sy spane uit sy hand uit geslaan, en eintlik uit sy hand uit geklap, dat hy nie eens meer spane het nie. En die storms het net groter geword, en die wind het net erger beginne waai. En hy het boonop nie 'n benul gehad waar hy op die see homself bevind nie. Hy was so oorweldigend net om te probeer oorleef, om dalk binne hierdie skei te bly, dat hy heeltemal trek verloor het van rigting. Nou moet jy weet, dis nag en dis storms en dis winde. Hy wou net op die boot probeer bly. Uiteindelik het hierdie man in hierdie storms in hierdie bootjie net gaan sit. En hy het sy kop laat sak, en hy het vir homself wanhoopig gesê, ek kan nie meer nie. Ek kan nie teen hierdie storm veg nie. Ek gaan myself uitput, ek gaan myself doodmaak voor ek verdrink. Ek kan nie meer nie. En terwyl hy nou nog sy kop so oplig en so rond beweeg in paniek, sien hy so op die horison iets wat soos 'n liggie kan lyk. Maar in die storms moet jy nou jou verbeelding gebruik en verstaan, dat hy sien 'n liggie en dan sien hy hom nie, soos die wolke en die goed tussenin en die branders beweeg, maar hy verbeel hom, hy sien 'n liggie. En naderhand toe sê hy, maar daar op die horison is 'n liggie. Nie 'n groot liggie nie, 'n klein liggie. En dit was vir hom genoeg. En hy het besef dat dit die ligdoring se liggie is, wat hy daar op die horison sien. En hy het nuwe krag gekry, en hy het vir homself gesê, as ek net kan aanhou beweeg, in die rigting van daai liggie, dan is daar vir my hoop in hierdie storms. Nou, hy het op sy manier probeer roei, en probeer ten minste net rigting hou, na die liggie. En met hierdie poging, is hy deur ander vissersmanne opgetel, en
half bewusteloos gestoei na hierdie storms. Jy moet weet, hy is alleenig. En toe hierdie ander vissersman vir hom vra, hoe het jy dit gemaak in hierdie storms? Want hulle was natuurlik in 'n heel groter boot en meer ingerig en meer manskappe, het hy geantwoord. Ek het opgehou probeer, want ek kon nie. Ek kon nie teen hierdie storms vashou nie. Maar ek het vasgehou in hierdie liggie wat ek gesien het. Nou, dit is 'n aardse verhaal wat gebeur het. Dit is nie 'n geestelike verhaal nie. Maar ons kan dit ook gebruik. As die storms in ons lewe kom, en die winde waai, en ons kan nie meer in ons eie krag roei, in ons eie krag rigting inslaan nie, het ons Jesus Christus as 'n liggie. Solank ons oë op die lig is van Jesus Christus, is daar vir jou hoop in jou lewe. Maak die saak van die storms nie. Nou wil ek vir julle sê, broers en susters in Christus, hierdie is presies wat hierdie gedeelte van Openbaring, hierdie gemeente wat die skrif van praat. Het jy opgemerk, hier word gepraat met 'n gemeente, en hierdie gemeente het nog 'n naam, dit is nou die gemeente in Philadelphia. Het jy opgemerk, die woord sê, nie, julle is 'n sterk gemeente nie, 'n sterk huisgesind, 'n sterk persoon nie. Het jy opgemerk, die woord sê nie, julle het alles onder beheer nie. Nee, inteendeel, sê die woord vir die Jesus het self vir hierdie gemeente gesê, jy het min krag, maar ek het vir jou 'n geopende deur gegee. En daardie deur is natuurlik Jesus Christus homself. Baie van ons is vandag soos hierdie visserman. Ons krag is op. Ons eie krag, of dit nou jou fisiese krag, of jou uithou vermoë, of jou emosionele krag is, noem dit jy wil, daar is seker baie terme in die medies vir krag, want ons is mos maar 'n gees, ons het 'n siel, ons het 'n liggaam, en elkeen is daar kragte. Al jou kragte is op, soos in hierdie visserman, wat ook selfs fisies uitgeput was. Miskien het jou oplossings opgedroog. Jy bid dalk al 30 jaar vir jou kind, of vir jou broer, of vir jou suster, of vir jou ouers. Of jy het hierdie geweldige uitdaging. Miskien het jou oplossings en jou voorstelle opgedroog. Jy weet nie meer wat jy kan doen nie. Of miskien lê jou roeispane erger in die see van teleurstellings in jou lewe. Miskien deur 'n egskeiding, miskien deur die dood van 'n geliefde. Erger het die golwe van die see, die roeispane uit jou hand uit geklap, en nou het jy nie roeispane nie, nou sit jy in jou lewensbootjie. Maar hoor wat sê die evangelie in hierdie gedeelte. En as ons dit nou kan gebruik in vandag se tyd, as jy storms het, dan wil ek vir jou kom sê, daar staan geskryf wat ons gelees het, en as jy 'n bietjie studie daarvan maak, jy hoef nie jouself te red nie, want jy kan nie. Geen mens kan jou red nie. Dis net deur Christus wat jy gered kan word. Jy hoef net jou oë op Jesus Christus te hou, as die storms kom, soos hierdie visserman se bootjie. Die deur wat hy oopmaak vir jou, kan niemand toemaak nie. Het jy opgelet? Dis wat daar staan, dis wat ons gelees het. Ons sê dit nie uit ons duim uit nie, ons het dit gelees. So oorwinning in jou storms van jou lewensbootjie begin nie wanneer die storms ophou nie. Baie beslis nie. Maar oorwinning begin wanneer jy ophou veg in jou eie krag. En jy vasgryp
aan hom, wat die liggie is. En hierdie liggie, Jesus Christus, kan ook die see se storms stilmaak, om net 'n woord te spreek. So hierdie gemeente van Philadelphia was 'n gemeente wat oorwin. As jy mooi hierdie lees, is dit een van die gemeentes. Die ander gemeentes het die pap baie beslis op die vloer geval. Maar hier praat hulle van 'n gemeente, of hier praat Johannes van 'n gemeente wat wen, of wat oorwin. So dit is 'n besondere gemeente. Let wel, hierdie gemeente van Philadelphia was nie 'n baie groot gemeente nie, inteendeel, was 'n kleiner gemeente. Dit was nie 'n baie sterk gemeente nie, dit was maar net 'n gemeente, hierdie gemeente van Philadelphia. Die mense van die gemeente was nie baie indrukwekkend nie, hulle was net gewone mense. En tog het Jesus vir hulle gesê, kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee, en niemand sal dit sluit nie. Nou, het jy al bepeins oor wat dit sou beteken? Hierdie gemeente wat maar net daar is, het een of ander geheim. Hier is iets wat gebeur, wat nie in enige ander gemeente gebeur, in die 7 gemeentes nie, en ook nie in vandag se gemeentes nie, ook nie in jou huwelik nie, ook nie in jou gesin nie, ook nie in jou lewe nie. Hier is iets wat 'n geheim is. Nou wil ek vir julle vertel, die woord van God is vol geheime. Sekere geheime, sekere antwoorde is soos 'n mynhoop, soos 'n myn. Jy kry dalk 'n stukkie goud hier en daar. Sekere goud moet jy diep grou om dit daar onderin te gaan kry. So hier's die geheim van wie is 'n gemeente, wie is 'n gesin, en wie is 'n persoon wat in oorwinning lewe. Die oorwinning begin nie by jou eie krag nie, maar by 'n oorgawe aan Christus. Die oorwinning begin nie by 'n komitee nie. Die oorwinning begin nie by 'n meningspeiling nie. Jy kry mos mense wat, selfs kerke wat jy sulke kruisies maak, 1 tot 4, 1 tot 5, wat hulle meningspeile vat. En dit begin ook nie by mense evaluering nie. Dis nie waar oorwinning begin nie. Dit begin by jou oorgawe aan Jesus Christus. Soos hierdie visserman vasgehou het aan daai liggie wat hy gesien het. En dit is Jesus Christus self wat hy praat. Soos Jesus Christus dit geopenbaar het vir Johannes om op te skryf. En Jesus Christus, hy self word genoem die heilige, die waaragtige, die een wat die sleutels van Dawid het in hierdie gedeelte. Nou wat beteken al hierdie goede? Hy alleen bepaal toegang. Hy alleen sluit deure toe. Hy alleen sluit deure vir jou oop. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur die Seun nie. Alle oorwinnings begin hier, deur die deur van Jesus Christus. Ek wil graag hier net 4 vinnige sleutels vertel van Jesus Christus. En hoe jy 'n sleutel kan kry om in oorwinning te lewe. Ja, ook vir die tyd waarin jy vandag is, met al die uitdagings, met al die bekommernisse, met al die goeters wat ons so in ons gedagtes het vandag. Die eerste sleutel is natuurlik, jy moet weet, jy het min krag. Elkeen van ons wat hier sit, as jy dink jy het baie krag, en dat jy gearriveer het, en dat jy antwoorde het in al die goed, veral in die geestelike, jy het min krag, is die eerste sleutel op pad na oorwinning. Want die krag is in Jesus Christus. En hier kom die groot verrassing. Jesus het self gesê, julle is sterk, wanneer julle swak is.
Jesus het vir hulle gesê, julle is sterk. Hy het nie gesê, julle het iets reg gekry nie. Ek lees dit nêrens nie. Hy het gesê, jy het min krag. En tog, juist daarom gee hy vir ons 'n oop deur. Waarom? Omdat God se krag nie in jou eie selfvertroue kan werk nie. Want aan wie sal die eer toekom? Aan jou of aan die Here? Maar as jy dit in nederigheid doen, dan het jy die eerste sleutel tot oorwinning in jou lewe. En daai oorwinning is nie eers wanneer jy eendag in die hiernamaals is nie, dit begin die dag as Jesus Christus jou red. En dit is die onverklaarbare van hierdie Christelike geloof wat ons het. En as jy nou alles vergeet wat ons vandag gesê het, mag die Gees jou help om hierdie te onthou. As ek swak is, dan is ek sterk. As jy hierdie verstaan, dat jy kan sterk wees in Christus, het jy al reeds die eerste sleutel. Oorwinning begin om te sê, Here, ek kan nie. Maar Here, deur U kan ek. Die tweede sleutel, ons gaan net van 4 sleutels praat, die tweede sleutel is om God se woord te bewaar. Jesus sê, jy het my woord bewaar. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, staan daar, jy het my woord bewaar. Daar staan nie, jy het my woord gelees nie. Daar staan nie, jy het my woord aangehoor nie. Daar staan, jy het my woord bewaar. Dit is so 'n bietjie dieper as om te sê, ek lees die Bybel. Niks verkeerd, ons moet die Bybel lees, natuurlik, en ons sê nie, dit is verkeerd nie, maar hierdie is bietjie dieper, meer geestelik volwasse, as jy kan verstaan, dat jy nie net die woord moet lees en aanhoor nie, maar jy moet dit bewaar, hier diep in jou hart, in jou diepste hartkamer. In 'n wêreld wat ons vandag leef ons in 'n tyd van verdraaide evangelie. Mense verdraai die evangelie soos wat dit hulle pas. Want jy sien, mense hou van goed voel evangelies. Hulle hou, en dis nie net wat ek wil dit sê nie, die woord sê dit, en jy kan dit, as jy net jou ore en jou oë oopmaak, sal jy dit raak sien. Mense hou van selfverheffende, maanskyn en rose boodskappe, wat mens net laat goed voel, en jy wil tog net hoor, wat se goeie kampioen is jy nou eintlik. Luister bietjie na die voorspoedpredikers. En dit is nie skriftuurlik. As jy dit buite Christus doen, natuurlik, kan jy meer as oorwinnaar lees in Christus. Ons praat van sonder Christus. 2 Timoteus 4 vers 3 sê duidelik, en dit is vandag meer van toepassing as daai tyd, en wie weet hoor, 10 jaar, 20 jaar, 100 jaar, oor 1000 jaar van nou af, is dit dalk nog meer van toepassing. Daar staan geskryf, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die ongesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. Dit sluit so aan by vandag, by die goedvoel teologie vir die dag. Jy moet tog net nie praat oor sonde en die hel en daar's 'n verdoemenis en jy moet gered word nie. Paulus het die gewaarsku aan Timoteus dat daar tyd sou kom. Hierdie mense wil nie gesonde leer hoor nie. Selfs al van daai tyd af. En nou nog meer. Hoe meer die wiel, soos 'n vrou in die barensnood, sê Openbaring, sien jy hierdie goed net meer en meer en meer. Hulle aanskou die waarheid as lastig en lasterlik. Alles wat verkeerd was is nou reg, en alles wat reg was is nou verkeerd. En as ek sê reg was, nie in jou eie opinie nie, dit wat die woord sê. Die fokus skuif dan in vandag se tye van die waarheid na gerief. Kyk, as ons net gerieflik kan wees. Die waarheid skuif van bekering na bevestiging van die lekker goed
die waarheidskyf van die kruis van Jesus Christus. En die kruis triomfeer na 'n selfvervredende, selfverheffende evangelie. En dit is wat Paulus hier waarsku. Nou wil ek vir julle sê, broers en susters in Christus, die Bybel waarsku ons dat die wêreld mense sal soek om die goeie te praat wat hulle wil hoor. Hulle sê ook, daarom moet ons ook nie vra, hou ek van die boodskap wat gebring word, as die ware evangelie verkondig word nie, maar eerder is dit volgens God se woord. Ek wil dit weer sê, maak nie saak waar jy kom en iemand bedien die woord, of jy bedien die woord, is nie of ek daarvan hou of nie. Dit maak nie saak of jy daarvan hou of nie. Dis eerder is dit volgens God se woord. En hy praat met ons primêr uit die Bybel uit. Mag die Here ons help dat ons ook in ons gesinne, ook in hierdie gemeente, getrou sal bly tot die woord. En as ons afdwaal, dat die Here self ons lippe sal seël, dat ons niks sal praat wat nie woord is nie. Die psalmdigter het dit so mooi gesê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die derde sleutel, om die naam van Jesus nie te verloor nie. Hierdie gemeente van Philadelphia was onder geweldige druk. Kom ek vertel jy geheim, hulle was meer as onder druk as wat ons tans is. Hulle het druk gehad van kulturele druk, van geestelike vyhandigheid. Die mense daar buite was verskriklik aanvallend. En wat interessant was, dat daar ook fisiese onstabieliteit was in die natuur, en dit sien jy vandag ook. Kaap is heeltemal droog, so oorstroom is in die wildtuin. So baie wat ons kan vereenselwig met hierdie gedeelte wat ons geleef het. Tog sê hulle het vasgehou aan Jesus Christus. So mense wat oorwin, gesinne wat oorwin, gemeentes wat oorwin, verag nie die waarheid nie. Hulle skaam hulle nie vir die naam van Jesus Christus nie, en hulle buig nie voor die druk van die tydsgees waarin ons lewe nie. Die vierde sleutel is lydsaamheid. Jesus sê in die gedeelte wat ons gelees het, omdat jy my woord bewaar, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar, sal ek jou bewaar ook in die uur van versoekings. Nou, jy hoef nie eers deur groot storms te gaan. Jy kan sommer net deur 'n klein stormpie gaan, en jy kan vinnig van jou bootjie afval, of jou spanne verloor. Maar wat sal hierdie lydsaamheid dan tog beteken, wat Jesus hiervan praat? Dit beteken, wanneer die storms in jou lewe kom en die uitdagings kom, dat jy vol sal hou en vas sal hou aan die lig wat jy sien van Jesus Christus. En hier is 'n moeilike ene, om getrou te bly, al kry jy swaar. Dalk het jy 'n siekte, dalk het jy jou werk verloor, dalk het jy uitdagings. Om vas te staan in gehoorsaamheid, sonder om jou geloof, sonder om jou liefde prys te gee. Lydsaamheid is nie moedeloos sonder hoop nie. Hierdie gemeente wat ons hiervan gelees het, en ook hierdie gemeente waarin ons nou is, die samekoms waar ons nou is, kan nie vergeet wat Jesus gedoen het nie. Wat 'n prys hy betaal het op Golgotha vir jou en vir my. En dat hierdie kruis die middelpunt is waarom die hele evangelie draai. Ons gee toe aan sondes as ons die kruis van Christus vergeet. Maar as ons oorwinning wil lewe,
leef ons in 'n lewende herinnering aan dit wat Christus vir ons kom doen het. Wat die weg na oorwinning nie is nie. En dit lees ons nêrens in die Bybel nie. Ons moet versigtig wees om goed te doen wat nie is nie. Hierdie weg na oorwinning is baie beslis nie kritiek nie. Ja, is nie kritiek wat ons van geleef het nie. Geestelike hoogmoed. Ons het gearriveer, net ek verstaan die Bybel en net ek is reg en almal anders is verkeerd. Dit het ek nie gelees wat daaroor geskryf was oor hierdie gemeente van Philadelphia nie. Ons moet besop vir selfregverdiging en dat ons geestelik wil vertoon deur 'n valse godsdiens sonder om te fokus op die kruis van Jesus. Oorwinning is wanneer jy nie sterk is in jouself. Om geheel en al afhanklik is van Jesus Christus en die woord en die inspraak wat die Heilige Gees vir jou doen. Die Bybel beloof ook dan, wat sal dan gebeur? As jy hierdie verstaan, en Jesus Christus se kruis nie uit die oog verloor het, menende, ek praat nou nie van 'n hout nie, ek praat van dit wat Christus vir jou kom doen het, sal God sy kinders regverdig kom maak. Dan sal hy jou bewaar in beproewing. En dan sal hy jou kroon beskerm. En dan sê hy vir jou, kyk, ek kom gou. En die vraag is ook nie wanneer hy kom nie, maar as hy kom, is jy gereed. Daar is geen oorwinning teen afslagpryse beskikbaar nie. Dit was 'n dierprys wat Jesus Christus vir jou en vir my betaal het. En omdat hy daai prys betaal, nou kan ons meer as oorwinnaars lewe. En ons kan sekerheid hê slegs in Jesus Christus. So hoe lyk ons as ons oorwinning wil leef? In jou gesin, hierso in die gemeente, by jou werk, hoe moet jy lyk? Jy is swak in jouself. Menende, jy steun nie op jou eie insigte en jou krag nie. Want vinnig verminder jou krag en vinnig verander jou insigte. Jy is sterk in Christus. Jy is geanker in die woord van Jesus Christus. En jy staan vas in geloof en jy volhard in lydsaamheid. Daarom, geliefde broers en susters, dit is nog moontlik om in oorwinning te leef, selfs in vandag se tyd, mits dit natuurlik deur Jesus Christus is. Kom ons sluit die oë. Vader, ons het min krag, maar ons weet, Here, dat ons krag van U afkom. Ek vra, Here, dat U ons sal leer om meer soos hierdie gemeente sal te wees van Vader van Philadelphia. Dat ons sterk is wanneer ons swak is, Here, en dat wanneer U vir ons die antwoord kom gee, en dat U deur ons raak gesien kom word. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.